jy die land waar die boerevolk woon, land met sy berge terrasse gekroon, land met sy ruimte so wyd en so vry. Hy is die land, is die wêreld vir my. Ken jy die land? Ken jy die land? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Hy is die land, is die wêreld vir my. Ken jy die land met sy sonde, sy veld, land met sy spore van Hier agter my, dit was die Deadwood kamp of die Transvaalse kruisgevangene kamp hier op Sint Helena. En die wind waai nog steeds so sterk die hele tyd. Ek wil graag net hierdie vir julle lees. Die twee kruisgevangene kampe op Sint Helena en Broadbottom en Deadwood was in beroering toe kampwagte 3 boere in afsonderlike voorvalle doodgeskiet het, sogenaamd onder die voorwendsel dat hulle probeer ontsnap het. Johannes François Viljoen word op 8 Mei 1900 doodgeskiet, so wat 7 meter binne die kampheining, toe hy buk om 4 mak hout op te tel. Na 'n oppervlakkige ondersoek het die kampowerheid verklaar dat Viljoen in 'n poging om te ontsnap klippe opgetel het om die wag mee daar te gooi. Haie bandjies, is dit nou nie toevallig by Bloedrivier was daar ook bandjies gewees wat die hele geveg by Bloedrivier neergeskryf het, dat hier ook nou ene was in hierdie kamp nie. Haie bandjies is later in soortgelyke omstandighede doodgeskiet. Marius Godefroy is doodgeskiet op pad na sy tent. Die kampowerheid het ook verklaar dat hy 'n kampwag met klippe gegooi het. Boeregetuies wys toe op die hoopies klippe by die wagposte wat die wagte self gebruik het om sinkdakke van waghuisies te gooi wanneer hulle hul slapende makkers wou wakker maak. Die boeregevangenes was rasend van woede. Dit was algemene kennis dat een van die offisiere na die treurspel gesê het, so moet die laaste verdomde boer doodgeskiet word. Van die boereoffisiere het beëdigde verklaringe afgelê en ook van getuienis. 'n volledige verslag is opgestel en die kampowerheid is versoek om dit aan die Britse opperbevel in Kaapstad te stuur. Na die begrafnis gee die sensor opdrag. Die dood van Marius Godefroy mag in geen omstandighede in enige brief vermeld word nie. Tog is daar met die eerste pos volledige besonderhede na simpatiseerders in Europa gestuur. Na Suid-Afrika was dit moeiliker, maar deur middel van 'n gekookte brief van 'n J.H. Vermoten van Potchefstroom het die nuus sy bestemming by familie bereik. Die kamp lewe op Sint Helena. Dit is bekend dat die bevolking van Sint Helena deurgangs die kruisgevangenes met eerbied en vriendelikheid behandel het. Vir die gevangenes op die eiland, so seker ook die van aller ander kruisgevangene kampe waarin die boere beland het, was meelewing van onskatbare waarde. Hulle was diep dankbaar vir die hulp wat hoofsaaklik uit Holland gekom het. Klere, kersse, tabak, kiste met bruikbare goedere uit Amsterdam, medisyne, leesstof, goeie wense en broederliefde. Uit alles wat die bandelinge in hulle dagboeke geskryf het en uit hulle daaglikse gesprekke wat aangeteken is, spreek 'n diepe eerbied wat hulle vir vroue gehad het.
Nêrens vind 'n mens 'n oneerbiedige, sensuele of wellustige opmerking oor 'n vrou nie. Dit het ook so gebeur dat na die vrede gesluit is en hierdie kruisgevangenes huis toe kon gegaan het daar twee van die kruisgevangenes agtergebly is, Smith en sy neef. En laasweek in Saterdag toe ons hier geland het by die douane, dankie vir Andries Botes en Tom en Zee wat vir ons Narinda daai pragtige geskenk gemaak het wat ons by die museum gaan afgee het. Was dit nogal in 'n groot kartondoos gewees. En die douane daarso het gevra, hoorie, maar wat is die binnekant? En ek het toe nou verduidelik. En hulle toe later het hulle nou maar die kartondoos oopgesny om te kyk wat is daarin. En die vrou wat dit toe nou gevra het om dit oop te maak, sê toe vir my, ja, haar oupa Groetjie was ook 'n kruisgevangene hier op die eiland gewees. Ek vat toe net 'n wille raaiskoot en ek vra vir haar, was sy van Smith gewees? En sy sê toe ja. Nou hierdie Smith het agtergebly. Hy het in daai tydperk het hy toe die boere kruisgevangenes nou maar basies pas gekry het om hier uit die kruisgevangenekamp te gaan op 'n dag, om 'n bietjie rond te loop en bene te rek ensovoorts in die eiland te verken, het hy brood begin bak onder in Jamestown. En hy naderhand het hy so goed vir homself gedoen, hy het 'n huis gekoop, maar hy het toe ook later met een van die vroue wat hier op die eiland was, getrou. En sy nageslagte woon vandag nog hierso op die eiland. Nou ek het gevra om met haar onderhoud te doen, sy het nou nog nie teruggekom na my toe nie, maar hopelik as sy kan, sal dit eintlik nogal goed wees om te hoor wat het sy te sê van haar oupa Groetjie, en dalk kan sy miskien haar oupa Groetjie se graf vir ons gaan wys. Ek het hierdie baie oulike boek wat gaan oor eiland van verlatenheid. En in hierdie boek wil ek graag met julle 'n gedig deel wat geskryf is ter nagedagtenis aan hierdie boere hier op Sint Helena. En ek gaan die Hollandse ene vir julle voorlees, sowel as die Afrikaanse ene. Die Hollandse ene het vir my so 'n bietjie meer krag as die Afrikaanse ene. Den boerevolk, sy zullen hem niet temmen, de boer vol lewensmoed, sy vecht voor vrou en kinderen, voor plekje grond so zoet. Hy kamp voor gulden vryheid, regvaardig in zijn taak, en wel sal Engeland voelen, zijn kogels treffend raak. Nog tussen 1000 zangen, al echos ons in hoop, van lang verloren strijden, toen Spanje ons verloor. Zing ook nieuwe vryheidsliederen, Paul Kreer voert u aan, o dapper volk van den boeren, geen zult den dwingeling staan. Die Afrikaanse vertaling is, die boerevolk, jy sal hulle nooit tem nie, die boer vol lewensmoed. Hulle veg vir vrou en kinders, vir 'n stukkie grond so soet. Hulle veg vir hulle vryheid, regverdig is hul taak, en gou sal Engeland voel, hulle koels treffer raak. So tussen 1000 gesange, die weerklank is ons hoop, van lang verlore tye, toe Spanje ons laat verloor. Sing nou julle vryheidsliedere, Paul Kreer voer ons aan, o dapper volk julle boere. Sing nou julle vryheidsliedere, Paul Kreer voer ons aan, o dapper volk
julle boere, julle sal die tyd deurstaan. Is nogal vir my snaaks. Toe ons gister die 2 ander boere se grafte gaan soek het daar by die Anglikaanse kerk en dit gekry het by die boerekerkhof, sê hulle daar's 180 boere begrawe, ander boeke sê weer nee, daar's 178. So ek glo daar's 178 begrawe en die ander 2 wat heel eerste gesterf het in hierdie kruisgevangene kamp is toe by die Anglikaanse kerk begrawe en daar het ons hulle grafte ontdek. Ek weet nie net of dit dalk net per toeval is nie. En Jan, my vriend daar in die Kaap, baie dankie vir al jou moeite wat jy gedoen het om vir ons die kruisgevangene kamp daar in Kaapstad te gaan opsoek, daar in Simonstad. Is dit nou maar net per toeval dat in daai kruisgevangene kamp in die kerkhof daar in Simonstad ook 180 boere lê. 180 het hier gesterf, 180 in Simonstad. Is dit per toeval? Mens sal seker nooit weet nie. Maar dit is nogal 'n besonderse gevoel om hierso te staan en om te dink op hierdie stukkie grond hier agter my was hier oor die 6000 boere gewees. Dit is eintlik verskriklik as 'n mens daaraan dink. Maar nou ja, wat 'n voorreg vir my en Mani van Staden om hierso te wees. Ek het vanoggend 'n boodskap gekry en gevra, jy weet hoeveel ander lande het vir die boere kom veg of hoeveel van hulle volksgenote was in hierdie kruisgevangene kamp aangehou. Daar was oor die 8000 van hulle gewees. Dit was nou Duitsers, Russe, Spanjaarde, Ire. Hulle was almal in hierdie kamp en snaaks genoeg, hulle is ook die eerste groep wat die heel eerste skip gevat het toe hulle weer kon huis toe gegaan het. Maar ons wil ook vir hulle dankie sê dat hulle lewens opgeoffer het. Baie van hulle het gesterf gedurende die skerpmitselinge tussen die boere en die Britte in ons eie land. Maar net vir hulle ook sê baie dankie. Ons het hulle nie vergeet nie. Hier reg agter my was die Deadwood kamp gewees. Nou daar's baie min inligting, maar dat ek vir u kan sê dat die totale boere wat hier aangekom het was 6600 gewees. 600 daarvan was boere seentjies onder 15 jaar gewees. Nou in hierdie Deadwood kamp hier reg agter my was hulle almal bymekaar gesit. En vanoggend, dis nou vandag die 17de Augustus 2022. Vanoggend het dit verskriklik gereën. Dit was bewolk. Mens dink amper dit gaan die hele dag so reën. Nou die klimaat wat hierso is soortgelyk soos wat ons daar in Durban kry. Binne 5 minute reën dit katte en honde. En die volgende 5 minute dan skyn die son. Nou hier ongeveer 9 uur se kant vanoggend toe begin dit nou ooptrek. Dit is nou bewolk soos wat dit tans is. Maar presies soos wat daar geskryf is in die geskiedenisboeke, die boere wat briewe geskryf het huis toe. Waai die wind hier omtrent konstant. Die grond wat hier lê, ek kan vir jou wys, ek gaan nou 'n ander skoot neem, is nat. Hierdie plek laat my amper dink soos Kaapstad, soos 'n klein babietjie. As hy nie winde het nie, is hy nat. In hierdie kamp, waar die 6000 boerekruisgevangenes was, het daar toe nou argumente in goed gekom tussen die Transvaalers en die Vrystaters, rakende die Tweede Vryheidsoorlog. Baie het gesê, ja, dit is verkeerde besluite geneem deur die ouens wat 'n beheer was van hulle.
En dit het heeltemal tot lelike argumente en goed uitgeloop, in so 'n mate dat die boere hierso van mekaar geskei is. Die Britte het toe die Transvaalers, hier waar daai windmolens is, het die Transvaalers toe gebly. Die Vrystaaters is reg agter my. Sien julle daai berge? As jy oor daai koppe gaan van daai berge, dan kry jy Broadbottom Kamp. En in Broadbottom Kamp was die Vrystaaters gehou gewees. Nou, met ons besoek aan Broadbottom of die Vrystaatse kamp, is die kamp ook in 'n laagte. Daar is berge ook hier aan weerskante, weet van dit. En daar is nie so baie wind soos wat dit hier bo op hierdie kop is nie. Ons het nogal redelik ver opgery, net om vir julle te wys. Hierdie hele eerste gedeelte hier aan die bokant het die Britte gebly met hulle tente. Oor die 2000 Britse wagte was hierso teenwoordig gewees. Natuurlik wat hulle skofte gewerk het om die boere weet op te pas. Die onderste gedeelte meer na daai plat gedeelte aan die kant waar die waaiers is. Daar was die boerekamp of die blikkieskamp gewees. Die brutaliteit wat die Britte aan dag gelê het, is verskriklik. Ek kan nie myself indink soos wat dit vanoggend hier gereend het nie. En dit is redelik koud. En ja, die seisoene skuif ook nou presies soos daar by ons in Suid-Afrika. Dit kom nou Augustus, dit begin nou lente raak. Ons het 2 heerlike dae hier gehad wat lekker warm was. En die weersomstandighede was hier presies dieselfde gewees. Maar vanoggend waai hier 'n wind wat skrik vir niks nie. In hierdie kamp waar die 6000 boere was, nadat hulle geskei was met die Oranje Vrystaaters aan die een kant by Broadbottom, in hierdie Deadwood kamp, hier's verskriklik baie droë stukke hout wat hier lê. En ek dink dit is waar die naam vandaan kom, Deadwood. Moes die kruisgevangenes met bully beef blikkies en met kondensmelk blikkies en dit wat hulle by die Britte gekry het om te eet, moes hulle vir hulle self beskuttings en goed gemaak het. En daarom die naam in hierdie kamp of hierdie plek het ook bekend gestaan as Blikkiesdorp. Ek en Mani het nou al baie gepraat terwyl ons hierso is op so 'n dag soos die, of wanneer dit gereend het. Wat het daai boer daar binne in sy tent gedink? Die beltente wat hulle gehad het, kon 12 boere geneem het waarin hulle geslaap het. Nou daai beltente is rond en hy loop met 'n tyd na boontoe en hy het 'n paal in die middel gehad wat reguit afgegaan het grond toe. En dan het die boere met hulle voete so na die paal se kant toe binnekant gelê, 12 van hulle so reg in die ronde. Nou kan jy vir jouself indink, as ek nou vannag toilet toe moet gaan, dan moet jy nou oor hierdie ouens se bene en goed trap om die tent oop te maak en dan om die buitekant toe gaan. Ek weet nie waar is die vullis hoop hier op die eiland nie. Ek dink as 'n mens kan toestemming kry, en ek glo nie dit sal te moeilik wees nie. Ek moet sê die inwoners en van die mense met wie ek gepraat het, ek het so vinnig met die governor ook 'n woordjie gehad. Ek dink nie hy sal my uitnooi nie want hy weet ek is 'n boer. En jy kan hiernatoe kom met 'n metaalverklikker. En jy kan net 'n bietjie rondloop om te kyk waar is die vullisgat. Glo ek dat jy nog baie oulike goeders daar sal optel, of artefakte wat hierdie boere gemaak het. Maar om terug te kom hier waar hulle in hierdie
tente was. Ek kan nie myself ook indink, daai kinders wat so jonk was as 15 jaar, wat weggevat was van sy vaderland af. Daar het hy nog gespeel by die plaas. Hierdie insetsel wat ek nou vir u gaan insit, dit ruk 'n mens se hart, as jy dink hierdie kind was 5 jaar oud gewees, toe hy en sy pa, dit lyk vir my of sy moeder oorlede was, daar tussen Villiers en Grylingstad. Toe die Britte daar aangekom het, was hulle gevang gewees, en hy en sy pa was weggevat gewees na Ceylon toe. Duisende kilometer van sy ouer huis af. Hy het 'n hele paar jaar agtergebly in Ceylon, tot hy min of meer die ouderdom bereik het as 'n tiener. En toe het hy van Ceylon af weer teruggekom Suid-Afrika toe. Hy het in Dannhauser in daardie tyd se steenkoolmyner gaan werk. Nou baie van u wat dalk 'n myner was, wat in hierdie omstandighede gewerk het, kan weet dat hulle nie so veiligheidsbewus was soos wat hulle in vandag se tyd is nie. Met die steenkool wat uitgeskiet word, die stof wat daar was, en dit het later in jou longe gaan vassit, en ek weet nou nie, tering, seker Thaisis is nou Engels, maar hulle tering gekry. En so het daai kind, wat jy nou hierdie insetsel gaan sien, het dit met hom gebeur. Mense, ek kan nie vir julle beskryf wat se voorreg dit is, en ek sê vir elke boere volksgenoot wat dit moontlik gemaak het vir my om hiernatoe te kom, maar ook vir Mani, sy gesin wat hy agtergelaat het om hiernatoe te kom, om hierdie ervaring saam met my hier op die eiland te deel nie. Ek weet nie hoe om vir julle dankie te sê nie. Dit is al meer as 2 jaar terug dat ek beplan het om hier na Sint Helena toe te kom. Maar met hierdie vlermuis siekte van die Chinese, moes ons gewag het vir die regte tyd. Wat so uniek is dat ons vooraf het ek vir mense gevra, as jy 'n oupa groetjie gehad het wat hier op die eiland was, en jy wil hom vereer, hulle doen dit wêreldwyd, dan sit jy nou 'n slot, en jy hang hom iewerste met jou naam en jou goed op. Ons het die 13de Augustus 2022 hiernatoe gevlieg. En ek gaan die ander opname maak waar die boere begrawe is in Nulkomp. Nulkomp is die plek se naam. Verskriklike Britse name. Weet nie waar kom hulle daar nie. Maar presies is daar 13 slotte. Ek is op die 13de Januarie 1989 getroud. So 13, die nommer 13 bring vir my regtig baie geluk. Maar ek moet ook sê, baie dankie Mani, hy sit nou daar in die kar, bietjie lui vandag. As ek vir julle sê, wat 'n ondervinding het ek en hy gister gehad, nadat ons geonderneem het, om van die hawe, waar vandaan ons 20:06 gisteraand geloop het, ter ere aan daardie 6000 boere kruisgevangenes en die 600 seentjies, hier na Deadwood kamp toe, of ek noem dit sommer nou die Transvaalse kamp. Dit was 'n ondervinding en 'n half. Wanneer ons nou na ander terrein toe beweeg, dan sal ek dit graag vir julle wys en vertel, weet wat het met ons gebeur. Maar dit is 'n besonderse ervaring om hierso te wees. Hierdie eiland is definitief nie 10 km by 6 km nie. Die vulkaniese uitbarstings wat hier moes plaasgevind het, in die middel van die see, hier is niks reg rondom hierdie eiland behalwe die see nie, moes verskriklik gewees het. Mens kan nie dink, hier waar ons nou staan, moes dit kokende lava gewees het.
wat hierdie aarde hierso gevorm het. En hier waar ons nou vandag staan, is die grond hierbo. Hier's baie plante groei wat hierso is, wat baie soortgelyk is as wat ons het by die huis. Tot self die gras vir die beeste om dit te vreet, is dieselfde wat ons het by die huis. Ek is nou nie 'n boomkenner nie, maar baie van hierdie bome lyk min of meer dieselfde wat ons het. Hierdie boom lyk vir my, hy kom baie voor daar by die Weskus, die Weetse kant. Maar die mense hier op hierdie eiland, wil ek weer eens sê, was baie hulpvaardig geweest. Maar ek wil nou graag vir julle hierdie foto wys wat op hierdie bord is. En presies reg voor ons, waar ons hierso staan by hierdie bord, was die boere se tente gewees. En ja, hulle het so dikwels geskryf van die wind wat hierso waai en hoe dit is as dit reën, hoe nat dit is. Ons staan nou so by die kamp waar die boere gebly het in ballingskap en ons net vir om Johan en Tannie Rita wat die boek gedruk het vir hom Rudy baie dankie sê. Dis vandag die 18de Augustus 2022 en hierdie laaste 2 dae het dit geweldig gereend hier op Sint Helena en ons vat nou maar 'n kans want ons tyd loop ook uit om hierdie verhaal vir julle te kom vertel wat hier op Sint Helena gebeur het en mag ons Hemelse Vader net vir ons bietjie genadig sal wees dat dit nou nie reën nie. Ons gaan nou die volle vertelling en die goed nou doen hier agter ook en dit is ook vir my 'n eer om vir Mani nou die kans te gee om daai 13 slotte wat julle boerevolksgenote vir my gegee het en ondersteun het om dit daar op te sit by die raam van hierdie boere monument waar hier 179 boere begrawe is. The cemetery contains graves of 180 Boer prisoners of war who died here in captivity on the island St. Helena. The plot was provided by the Baptist Church after the Anglican Church refused burials of Boers in their graveyards. The 2 granite obelisks were added in 1913 by the Union government. One of them are the names of those who died and their ages, ranging from 16 to 61. In 1991, the cemetery was renovated during the visit of the South African Navy's SAS Drakensberg. Nearby is the Baptist Church and Cemetery, where there is a monument to Governor Hudson. Dit is nou vir my en Mani 'n ongelooflike voorreg en baie dankie dat ons die eer het namens die boerevolk om vandag hierso te wees op Sint Helena en ook almal wat oupa hier gehad het hier op Sint Helena in hierdie kruisgevangene kamp. En Mani gaan nou, daar's nou 13 slotte. Hy gaan nou die slotte hier aan vasmaak as 'n herinnering aan julle oupas wat hierso op die eiland was. Hy gaan die naam lees en dan gaan hy die slot daar vasmaak. Gister toe ons nou by Deadwood was, jy kan vir 5 minute afneem, dan sak die reën toe. En ek wil net vir die Here dankie sê dat hy ons hierdie geleentheid gee dat dit nou nie reën nie. Hulle het voorspel hier van 12 uur se kant af behoort dit 'n bietjie oop te trek. Maar dit is sop nat hier waar ons staan. Ek meen ek kan net vir julle wys. Ek wil nou nie weet hoe lyk die skoene en goed nie, maar dit is papnat. Ek het vanoggend ook gou met Moeder Aarde kennis gemaak. Maar dis vir ons 'n geweldige voorreg om hier te wees en om hierdie slotte aan te sit. Ek dink Mani, as jy kan sit die slot hierso aan. Okay, die eerste slot is Brouwer en familie.
wag net voordat jy die volgende een aansit, ek wil hom net. OK, dan is dit Edward Ras. Nou Edward Ras is neef Ludwig. Hy het 'n Edward Ras gehad wat saam met hom gewerk het. En Edward Ras is die boer wat die raskanon uitgevind het. En ter ere van hom het Ludwig hierdie slot gekoop om ook hulde te bring aan Edward Ras. OK, dan is dit Jacobus Theodorus de Pre. Kotse. En hier is om Rudisen. Rudi Rousseau. En familie. Ian John Alio Rousseau. Het ek het reg uitgespreek? Ian John Alio Rousseau. Alia Rousseau. Dis my kleinkinders. Ons kleinkinders. Ja. OK. Slot is ook 'n bietjie nat. Reg. OK, en dan die volgende een is H.J. Badenhorst en H.E.P. Kotse. En dan is hy Ludwig Meiburg en familie. Ek weet nie, maar 4 keer wil nie. Dan gaan hy Ludwig. Wil nie nie bly vandag nie. OK. Die volgende een is Piet Botha. Geierspan. Oom Piet, baie dankie. Oom en ons mede boere volksgenote se hande is nooit toe wanneer dit kom by ons geskiedenis nie. Baie dankie ook vir oom se bydrae en ons sal oom hierso se geslag en sy familie vir altyd verewig. Jacobus Theodorus de Pre. En hierso is L.J. D.F. Brits. Dis Jaco Diedriks. Die slotte is so nat. Die Jaco. En dan hierso is my slot. Vir respek aan ons oupa Grootjie J.H. Steyn en Martinus van Staden. En ook oupa Ben van Rensburg, die van Rensburg familie aan my ma se kant. Sy oupa wat hierso was. Daar is hulle slot. Vir die van Rensburg en die van Stadens en Steyn. OK, die slotte is nou opgesit hierso. Ek het nou van Rudy gevra, ek moet net iets vanaand sê. Dus die mense wat my ken weet ek is nou nie 'n spreker nie. Daar is baie mense soos om Rudy wat die gawe van die Gees ontvang het om te kan spreek voor mense. Maar as ek net gou iets vanaand kan sê, daar's ongelooflike openbaringe wat ek diep binne in my hierso ervaar het. As ek 'n voorbeeld kan vat, die geestelike skade wat aangerig is aan ons volk hierso in ballingskap op hierdie eiland in die middel van die see is ongelooflik en ek dink die geestelike skade aan die geestelike kant as ek so kan sê wat oorgedra is van geslag tot vandag toe nog is iets waaraan gewerk moet word. Daar moet geestelike rigters in hierdie volk opgerig word en daar's baie genesende werk geestelik gewys aan hierdie volk want as ek 'n voorbeeld kan vat, ek
Ek is 'n gesinsman, ek hou daarvan om hands-on te wees met my kinders, as ek nou Engels kan gebruik. Ek is by hulle sport, ek is elke dag by hulle. In die oggende doen ons huisgodsdiens. Ek is 'n gesinsman. Dis die eerste keer wat ek 2 weke van my gesin af weggaan. En in die middel van die eiland staan ons hier by die boere se grafte en in die middel van die see. En my meisiekind Bia mis haar pa sodat Maxie haar vanoggend na die dokter toe moes gevat het om vir haar 'n bietjie kalmeerpilletjies te gee. En dit het iets in my geopenbaar van wat 'n geestelike skade is aangerig aan ons volksgenote hier op hierdie eiland. My meisiekind weet ek kom terug na 2 weke. En die spanning en die verlange met die wete dat jy terugkom oor 2 weke is so erg omdat ons gehegte gesinsmense is. En ons boere mense is gesinsmense, godsmense. En hulle is weggetrek van alles af en hier kom sit. En hierdie mense wat hier lê het nooit eens teruggekeer na hulle huise toe nie. Die familie en die kinders het hulle agtergelaat het daar. Die sielkundige gedeelte en die geestelike skade wat hulle gedoen is, dink ek is tot vandag toe nog 'n probleem in ons volk. En ja, ek sal later as ons terug is by die huis, sal ek ook dan net vir hom Rudy sê dankie en so 'n toespraakie hou oor die hele ervaring wat ek hier so gehad het. Baie dankie. Baie dankie Mani. Dis mooi gepraat. Boere volksgenote. Daardie aand toe ek en Mani net so 'n bietjie stilte tyd gehad het, het ek vir hom gesê hy's op so 'n rype ouderdom dat hy regtig deur julle mense op geloftedag genooi kan word om 'n spreker te wees. En toe ek my heel eerste geloftefees gaan doen het daar in die Bosveld, dit gaan ook maar partykeer krapperig. Maar dit is ongelooflik om daaraan te dink dat God 'n mens net die geleentheid gegee het om op hierdie godverlate eiland te wees in die middel van die Atlantiese Oseaan, 5000 kilometer weg van die huis af. En dit het vanoggend gereën in Nesie. Ek het net gesê ons hardloop 'n bietjie uit tyd uit en dat God ons net die geleentheid sal gee om te sê wat ons moet sê hier by hierdie boere kerkhof vandag. En voordat ek nou die geskiedenis met julle gaan deel rakende die boere hierso, wil ek net graag vir julle die 2 volksliedere net lees ter ere van hierdie boere wat hierso lê. En luister asseblief so mooi of luister mooi na die woorde. En die Transvaalse volkslied se woorde is: ken jy die volk vol heldemoed en tog so lank verkneg? Hy het geoffer goed en bloed vir vryheid en vir reg. Kom burgers, laat die vla wapper, ons lyding is verby. Roem in die sege van ons dapperes. 'n vrye volk is ons, 'n vrye volk, 'n vrye volk, 'n vrye volk is ons. Ken jy die land so min bekend en tog so heerlik skoon, waar die natuur haar wonder skenk en kwitsig stel ten toon? Transvaalers, laat ons feeslied galm, waar vas ons volk moet staan, waar ons vreugde skote geknald, daar is ons vaderland. 'n heerlike land, 'n heerlike land, dit is ons vaderland. Ken jy die straat, nog maar 'n kind in wêreldstatery, maar tog deur magtig Brits bewind, wel eer verklaar as vry. Transvaalers, edel was ons strewe en pynlik ons smaad, maar God wat uitkoms het gegewe, sy lof vir eie staat. Loof onse God, loof onse God, loof onse God vir land en staat.
En ter ere aan die Vrystaaters, hoe pragtig kom die sonnetjie nou deur. Ek sien die woorde was deur 'n H.A.L. Hamelberg. Hierso staan: heft burgers lied der vryheid aan en zingt ons eigen volksbestaan. Van vreemde banden vry, bekleed ons kleins gemeenebest, op orde, wet en recht gevest. Rang in der straten rein, rang in den straten rein. Al heeft ons land een klein begint, wij gaan met moed de toekomst in, met oog op God gericht, die niet beskaamd wie op hem bouwt, op hem als een brug vertrouwt, die voor geen stormen zwicht, die voor geen stormen zwicht. Zie in gen en liefde neer op onze president, o Heer, wees gij zijn toeverlaat, die taak op zijn shoulders rust, vervulle hy met trou en lust, tot heil van volk en staat. Tot heil van volk en staat, beskerm o God de raad van de land, geleid hem aan u vaderland, verlicht hem van omhoog, opdat zijn werk geheilig zijt, en vaderland en burgerin ten zegen strekken moogt, ten zegen strekken moogt. Heil drie werf, heil drie dierbare staat, het volk de president, de raad. Ja, bloei naar ons gezang, de Vrystaat en zijn burgerin, en deegt groot van smetten vry, nog tal van eeuwen lang, nog tal van eeuwen lang. Dit is die twee volksliedere van die Vrystaat en die Transvaalers. Nou wil ek graag vir Mani vra, Mani, bring jou Bybel, dan lees jy asseblief vir ons Psalm 23, hy is hier in die tas. Ek lees vir ons uit Psalm 23. Ek lees uit die skrif uit wat die Hebreëse name in het, in die plek van Here. Hard, Mani. Jahwe is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy herstel en verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van Jahwe bly tot in lengte van dae. Amen. Boere vriende, dis vandag vir my 'n besonderse voorreg. Is vandag die 19de Augustus, nê? 19 Augustus 2022. En na 'n reeks oor 'n tydperk van 7 jaar oor die konsentrasiekampe, het die Here dit so beskik dat ek vandag hierdie besonderse boodskap hier by die kerkhof, waar die een boek sê 179, ander boek sê 180. Daar's 2 grafte op 'n ander plek, ons gaan kyk of ons dit in die hande kan kry, begrawe is. Om hierdie besonderse boodskap na u toe te bring. En u moet baie mooi luister. Want as ons dit nie gaan doen nie, as hierdie volk van ons nie terugkeer na God toe nie, en regmaak met hom nie, is daar vir ons geen toekoms in ons pragtige land Suid-Afrika nie. Na daai reeks van 7 jaar wat geëindig het op 2018, het ek gewonder,
wat is die volgende, ek sal dit nie 'n projek noem nie, maar wat is die volgende ding wat ek graag sal wil doen? En so kyk ek een aand die ongelooflike verhaal van PG Du Plessis, naamlik Fees van die Ongenooides. En dit het my as 'n boer baie hard getref van hoe dit was met ons volk in die begin toe ons in hierdie land aangekom het. En toe ons weggetrek het uit die Oos-Kaap uit om nie onder die juk van die Britse empire te staan nie. En hoe die boerevolk weggetrek het uit die Oos-Kaap uit. En baie keer vra mense, maar waar kom die boerevolk vandaan? En God het my daai openbaring gegee en ek deel dit graag met u. U mag dalk van my verskil, maar dit is ook reg so, dit is u goeie reg om dit te doen. Ek glo dat die ontstaan van die boerevolk gekom het. Ja, ek is van Franse afkoms, u mag dalk van Hollandse afkoms wees, iemand anders mag dalk van Russiese afkoms wees. Maar toe daar besluit was in die Oos-Kaap om weg te trek onder die juk van die Britte, het God vir daai trekboere, Andries Pretorius en Piet Retief en die res van hierdie trekboere iets in hulle harte geopenbaar, dat hulle almal dieselfde gevoel het. Daar's 'n spreekwoord wat sê, my God, my volk, my land. Hulle het hierna toe gekom, want God het 'n doel met hulle gehad. En so het hulle weggetrek van die Oos-Kaap af in die binneland. Ja, dit was nie altyd maanskyn en rose gewees nie. Daai trekboere was herhaalde male aangeval deur hierdie inboorlinge van Suid-Afrika, uitgemoor as 'n mens dink aan Wenen, waar kom die naam vandaan? Die volk het geween, Slagtersnek, waar die Zulus een nag oor die 200 van daai trekkers aangeval het en uitgemoor het, en babetjies aan hulle voete gevat het en doodgeslaan het teen die Ossewaanse wiele. Dit het naderhand geëindig toe Sarel Silje hulle besluit het en Andries Pretorius, maar as ons dit nie nou keer nie, as ons nie daadwerklik na ons God terugkeer nie, dan gaan ons uitgewis word. En op daardie dag, 16 Desember 1838, gaan hierdie boerevolk en hulle maak 'n gelofte met ons Skepper. Hulle het nie 'n gelofte gemaak met hulle pel of hulle boetie of 'n familielid nie, hulle het 'n gelofte gemaak met God. Ek moet ongelukkig net die kamera net stop, want ek sien dit begin saggies reën. Net vir 'n oomblik. Ek moet sê, dit is papnat hier waar ek staan. Maar net om terug te keer. Op daardie dag, 16 Desember 1838, het hierdie godvreesende trekkers, het hulle 'n gelofte met ons hemelse Vader gemaak. Daar's baie beweringe by ons volksgenote om te sê, ja, Piet Retief was 'n vrye messelaar, want die vrye messelaar teken was op sy waterbottel ensovoorts. Ek het nie daai tydperk geleef nie, maar so ek wil nie sê dit was so of dit was nie so nie. Ek glo by die tyd moes hy nou al rekenskap gegee het as dit wel so was. Baie sê hy wou nie geluister het nie, maar afgesien daarvan, ek myself luister nie altyd nie.
Jy moenie vir Rudy sê, as daar, ek lag vir Mani nou die dag, toe ons die Vrystaaters se kamp besoek het, hier op die eiland, dis glo 'n redelike sterk maatskappy, daarso staan, nou trespassing, en nadat die gids ons moes om 20 pond betaal het, om ons te gaan wys waar was die Vrystaaters se kamp gewees. En toe ek nou daar kom, toe sien ek hierdie bordjie, geen toegang, toe sê ek, maar ek moet. God het my hierdie taak gegee om dit na julle toe te bring. En julle moet mooi luister. Ek is op hierdie eiland 'n gesant van God. En ek het besluit, ek kan nie daar staan nie, ek moet loop. En Mani wil nog keer, toe sê ek vir hom, Mani, ek loop. En so as ek daar, ek maak die hek oop, hulle van die plaashekke werk presies soos ons hekke by die plaas, met die stok onder, met die draad om, dan moet jy ons so trek en dan maak jy hom bo los en daar loop ek. En heel onder in die vallei sien ek, daar's mense wat draad span. En ek gaan na hulle toe en ek sê vir hulle, I apologize for trespassing. If you want to shoot me, then you have killed another boer. Daar reën het nou, so ek moet nou maar eers weer stop. En so saggies val die reën hier in hierdie kerkhof. En nou kan ek myself indrink, ek gaan nou weer terugkeer na die punt toe. Nee, as 'n boerevolksgenoot nou hier moes kom begrawe geword het. En dit het so saggies gereën, die morbied wat in jou hart was om te dink, hierdie man is weg van sy huis af en hy gaan sy huisgesin nooit weer sien nie. Maar net weer om terug te kom, daar waar ek en Mani was, toe staan daar op die hek, ja, nou trespassing. En as daar nou iets is wat jy nou nie moet doen nie, en ek praat nou nie van dat ek balhoorig is of aspris is nie, moet jy vir Rudy nie sê, maar moenie, want hy gaan dit doen. En ek sien myself hier op die eiland Sint Helena as 'n gesant van ons hemelse Vader, omdat ek hierdie boodskap aan julle moet bring wat na hierdie dokumentêr kyk. En soos begin ek stap, en is dik gras daar af. En hierdie afgelope 2 dae het dit omtrent gereën hier op die eiland. En nou sê hulle die rede daarvoor is omdat hierdie eiland ook nou soos ons in Augustus na lengte toe gaan, met ander woorde van die winter na lengte toe. En hierdie weer laat my baie dink ook aan die Kaapse weer, maar dit laat my ook dink aan die weer wat ons daar in Durban ervaar. Die een oomblik skyn die son en die volgende oomblik dan reën dit verskriklik. Dan kan jy nie glo dat dit nou gereën nie. Maar ek weet in my hart dat ek hierdie na u toe moet bring. En so stap ek af daar by waar die Vrystaaters se kruisgevangene kamp was. En daar is 3 mense wat vir hierdie maatskappy werk en hulle is besig om doringdraad daar te span. Nou ja, doringdraad het ook seker sy voordele en sy nadele, maar selfs hier in hierdie kampe waar die boere kruisgevangenes aangehou was. Ek noem dit sommer konsentrasiekampe, want dit was niks minder as konsentrasiekampe gewees nie. Dis hulle besig om doringdraad te span en ek sê, good morning, if you want to shoot me, you have just killed another boer. En hulle begin te lag en ek sê toe vir hulle, my rede waarom ek hier is en ek is baie jammer, ek wil niemand, jy weet, kwaad aan doen nie, maar ek is hierso, ek moet 'n boodskap kom haal vir my boerevolk. En hulle sê, sir, not a problem. Gebruik jou tyd, wat jy ook al moet doen, doen dit. As ek teruggaan na 1838 toe, het die boerevolk 'n gelofte met ons God gemaak by die slag van Bloedrivier. Hulle het nie daai gelofte gemaak omdat hulle niks anders gehad het om te doen nie. Hulle het daai gelofte gemaak omdat hulle in die moeilikheid was. Jy moet mooi luister wat ek vir u sê.
Ek kyk hierdie reeks van PG Du Plessis, Fees van die Ongenooides, klaar. Ja, ek weet Anna Mart van der Merwe is maar net 'n aktrise. Maar daar was niemand wat ek al in my lewe ontmoet het, wat 'n rol gespeel het, waar sy in die konsentrasiekamp aangehou was en haar kind dood gegaan het. En haar tannie was verskriklik besorg oor 'n klavier wat daar in die huis was, en daai klavier was stuk en geslaan, en van daai klavier was daar 'n kus gemaak gewees. En daai kind was daar met daai klavier se planke begrawe. En die wroeging wat sy in haar hart gehad het, was verskriklik. As ek dink aan die vrouens en die kinders in die konsentrasiekampe, kan ek nie vir julle beskryf hoeveel keer wanneer ek hierdie goed verfilm het nie. Die verfilming is niks. Maar wanneer jy hierdie ding aan mekaar sit en jy sit die musiek en goed daarby, net ek gehuil soos 'n kind, want ek het vandag ook 3 kleinkinders. En 'n vriend van my sê altyd, ja, weet jy wat, jou kleinkinders is 'n arme man se rykdom. Mense het nooit gedink die dag as jy trou en jy het kinders nie, hoe besorg jy is oor jou kinders. Maar dat ek hier vandag vertel, wanneer jy kleinkinders het, is dit nog 100 keer ekstra. Ek baklei gereeld met my seuns en sê, as hulle nie huiswerk doen nie, los hulle, môre kan hulle dit doen. Dis seker maar 'n oupa se voorreg om dit te doen. Maar nou kyk ek hierdie fees van die ongenooides. En daar's 2 woorde wat vir my wat ek verskriklik haat, en dit is 3 woorde. Of stiefma of stiefpa. Of 'n bywoner. Ek weet nie hoe kan enige kind, wanneer daar 'n gesprek kom en sê, maar weet jy wat, dis nie my eie ma nie, dis my stiefma. Daai vrou het haar lewe opgeoffer om jou groot te maak, om vir jou liefde te gee, wat die omstandighede is, as jou ma dalk gesterf het toe jy nog klein was, of as jou pa gesterf het toe jy nog klein was. Vandag het die moderne eeu net 'n makliker woord. Hy's my plaasbestuurder. En in die ou tyd, na die Tweede Vryheidsoorlog, was hulle somme bywoners gedoen. Daai mense is vir niks goed nie. Hy moet vir my soos 'n slaaf werk op die plaas. En so behandel ons mede-volksgenote. En na ek hierdie reeks gekyk het God op my hart gesit dat by daai stadium het ek nog nie geweet, hoe gaan dit werk nie, want almal van ons sit maar vandag met finansiële kwessies. Daar's baie van die boere of baie ryk mense in Suid-Afrika wat nie, hulle swem letterlik in die geld. En dan, wanneer daar projekte soos die kom, dan kyk hulle en dan vra hulle ook, maar waarom wil jy in die verlede lewe? En ek sê vandag vir u, 'n volk wat nie weet waar hy vandaan kom nie, sal nie weet waarheen hy op pad is nie. En so begin ek wonder nou, waar sal ek begin om hierdie dokumentêr te verfilm, om hierdie boodskap wat vandag hier aan u gegee word, by hierdie 180 grafte van boere wat op hierdie eiland gesterf het, 5000 myl van hulle land af. En so begin ek uitvind, waar het hulle hierdie fees van die ongenooides verfilm. En so kontak 'n jong man my daar van Standerton se wêreld af en hy sê, oom Rudy, kan ek vir oom reël? Ek sê vir hom is reg.
En ek en 'n vriend van my reis soontoe. En alles wat ek hier vandag sê, nee, het God dit so mooi uitgewerk. Dit is soos 'n legkaart, die een pas op die ander ene. En ons kom die dag in die winter, word vrek koud daar in Standerton, ouma Swart, wat in die konsentrasiekamp daar was, het in 2 weke se tyd 8 van haar kinders verloor. Dit word partykeer tot -14 in Standerton, want die Vaalrivier gaan daar deur. En die dag toe ek en hy daar arriveer om die begin en die inleiding van hierdie dokumentêr te verfilm, was daar ook sulke verskriklike bloekombome. Hier's baie dennebome en hier's ook bloekombome op die eiland. Want God het daai dag 'n windstilte atmosfeer geskep. En daar het ek my Bybel by die huis gevat en ek het so deur die veld gestap en hy het gesê, hy het die kamera werk die dag gedoen, wat ek moet doen, of hy het net 'n voorstel gemaak, en daar het ek, net soos Mani, wat nou sit en luister, wat ek vandag vir u sê, die Bybel oopgemaak op Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Is dit nie treffend nie? En so begin ek die verhaal vertel van hierdie boerevolk van ons. En by die huisie wat in 1902 gemaak is, het ek maar net 'n denkbeeldige verhaal vertel van die jong man wat saam met die trekboere uit die Oos-Kaap uit na Bloedrivier het hy besluit, maar hy wil nie saam met hierdie mense verder trek nie, en hy het op hierdie plekkie gekom en om homself beskutting te gee teen wilde diere en inboorling aanvalle en goed, het hy vir hom 'n klein huisie gemaak. Want op pad toe hy soontoe gestap het, baie van hierdie boere wat hier lê, en die wat gelukkig was om na hulle vaderland terug te keer, hulle het 'n geloof in God gehad, maar op een of ander stadium het hulle dit verloor. Maar ook die geloof wat hulle in hulle self gehad het, toe hulle 'n stuk grond gesien het, het hulle geweet, Here, gee my net die geleentheid om hierdie grond te bewerk. Ek sal my hande afwerk, want ek weet, as u dit seën, maak nie saak wat ek hier gaan plant nie, sal groei. Die ou bietjie proviant wat hy by hom gehad het, het hy sommer maar met 'n stukkie yster of 'n mes gegaan en nou 'n mielies geplant. En een oggend toe hy opstaan, toe staan daar 'n bees, vir koei, van nêrens af. Hy staan, hy slaap in die nag, en hier staan 'n koei, en hy kan sien met die bietjie kennis wat hy het, maar die koei is dragtig. En 'n week daarna kalf die koei. En nou het hy melk. En van daai melk het hy geleer by die mense by wie hy was. Hy kan botter maak. En so het hy stadig maar seker begin om homself daar te vergewis van die omgewing. Maar ons is nie gemaak om alleen te bly nie. En so het hy nou die koei daar vasgemaak en elke dag gemelk, en maar gelewe van die diere wat daar op die veld was, of dit nou tarantale was of duwe, so het hy maar vir hom iets geskiet en geberre, want hy moet eet. En so het hy geloop, en toe kom hy 'n end van sy plaas af, by nog 'n plaas, ook met boere, volksgenote. En daar het hy 'n jong dame daar ontmoet, of gesien die boer het 'n jong dogter. En so het hy gekuier, en naderhand het hy verlief geraak op haar en sy op hom. En so het hy haar ouers gaan vra om te trou. Nou ja, so het hulle bure geword, en hy het daar in daai huisie gebly.
En so is die eerste kind gebore, so het hulle aangegaan met hulle plaaslewe. So het hy later uitgevind wie se grond dit is, en gaan onderhandel, want onthou daai tyd was die wêreld maar woes en leeg gewees. Die wêreld is nie vir een spesifieke volk gegee nie. Die leuen wat ons vertel word, ons het grond gesteel in Suid-Afrika. Ek wil so ou sommer 'n bloedneus gee. Ons het geen volk, geen stuk grond gesteel nie. Wat in Suid-Afrika is vandag, het die boerevolk voorgewerk. Ons het die kaart en transport, meneer. Kom wys ons waar het ons die grond gesteel. So het sy kinders groot geword en hulle het begin deelneem op die aktiwiteite van die plaas. Maar hy het ook kennis begin dra van die Suid-Afrikaanse regering, Paul Kruger se regering. Maar hy was ook nie in die tydperk gebore om te gaan vir opleiding, om 'n soldaat te wees nie. Die boerevolk, en jy kan ook met my saamstem, is natuurlike skutte, ons is natuurlike jagters. Dit is nie almal wat hou van jag nie, maar die bos, en om 'n bok te skiet, en om 'n kampvuur te sit, en te kuier saam met jou vriende, en om die jakkals daar in die vlaktes te hoor, beteken vir 'n boer geweldig baie. Mevrou, as jou man volgende keer weer gaan jag, en nou praat ek nie van 'n gedrinkery en 'n klomp nonsens wat party van die ouens aanvang nie. Ek praat nou van, daai man het dit in sy hart, hy wil net weer een word met die natuur. En nou sit jy om 'n kampvuur daar en jy hoor die jakkalse en jy braai 'n stukkie vleis. En jy sê, Here, dankie vir die geleentheid wat ek het om te kan jag. En op 'n dag, terwyl hy na middagete daar op hierdie stoepie sit by die huis, kom daar 'n perderyter aangery. Hy het ook nou al kennis gemaak met die neef. En die neef sê vir hom, hoorie Gert, Paul Kruger het oorlog verklaar. My vriend, jy moet jou proviant en jou geweer kry, ons moet gaan veg vir ons vryheid. Ek glo hy was geskok gewees. Want jy weet, as jy gaan veg vir vryheid, is daar baie goed wat jy in ag moet neem. En in daai tydperk was daar nog net soveel gevare gewees as die dag toe hy daar aangekom het, toe hy sy eerste grondhuisie gebou het. Want as jy gaan veg vir jou vryheid, moet jy jou vrou en jou kinders agterlaat. Die boerevolk was nog nooit bang gewees om te gaan veg nie. En op hierdie betrokke dag, en ek dank God vir die geleentheid dat ek hier in hierdie kerkhof staan, waar ons volksgenote 122 jaar terug begrawe is. Want as hulle vandag hier opgestaan het, sou hulle presies dit wat ek nou vir u vertel, vir u daar sê, sal hulle saamstem. En hulle, wat hier vergete lê, 5000 km van Johannesburg af, het presies gevoel wat Gert daai dag gevoel het. Ons moet ons wapen opneem, ons moet gaan veg, as ons ons vryheid wil behou. Maar dit het 'n lelike nadraai gehad, toe die Britte gehoor het, daar's goud en diamante in Suid-Afrika, het hulle niks en niemand ontsien nie. En daar is die bewyse. In Celestie Reynolds se boek was daar 126 Britse moordkampe in Suid-Afrika. Daar's meer as 38.000 in daai kampe oorlede. En nou Gert het
twee keuses in sy lewe gehad. Hierdie boere wat hier lê, het twee keuses in sy lewe gehad. Besluit hy om sy wapen op te neem. Sal hy sy vrou en sy kinders moet agterlaat om te gaan veg. Hulle was streng, goedgelowige, godvreesende mense gewees. Dis wat die boerevolk is. My God, my volk en my land beteken alles vir 'n boer. En so het Gert gesê, goed. Die ander keuse wat Gert gehad het, was om te sê, ek neem nie wapen op teen die Britte nie. Ek gaan nie veg nie. En wat was daai ou genoem gewees? 'n verraaier. Ja, sy mense wat hom geken het, sou gesê het, jy is 'n verraaier. Ons is bereid om ons lewens op te gaan offer, maar jy wil dit nie doen nie, en ons sien jou as 'n verraaier. Vir die verraaier kon hy by die plaas agtergebly het. Hy kon elke dag sy vrou en sy kinders gesien het. Hy kon aangegaan het met sy lewe. Vir die boer, wat geweet het in sy hart, as hy hierdie vryheid wil behou, gaan hy sy vrou en sy kinders moet agterlaat op die plaas. Die kanse dat hy kan terugkom is net so goed, dat hy kan doodgeskiet word op die slagveld. As hy dit oorleef, sal hy terugkom na die plaas toe. En baie van hulle wat vandag hierso lê, as hulle hier moes gesit het en hulle het gehoor wat ek gepraat het, sal hulle my dalk nog erger goed kon vertel het, maar ek dink dit wat ek vir u vertel is min of meer wat met hierdie volksgenote wat 5000 km van die huis af lê, meegemaak het. Hulle het besluit toe die oproep gekom het om te vra vir volk en vaderland, sal ek gaan veg. Ek het gaan veg, nie net vir ou Koos wat nou besluit het om nie die wapen op te neem nie, ek het gaan veg sodat ons volk kan behou en ons grond. Bittermin het hulle geweet die barbaarsheid wat die Britte aan dag gaan lê word, aan dag gelê het. Toe hulle weerlose vrouens en kinders gaan vang het op die plase en hulle na 126 konsentrasiekampe toegevat het, waar hulle onder die meeslike of die mees verskriklikste omstandighede gesterf het in daai kampe. My laaste dokumentêr, ek wonder of 'n mens ooit kan sê, jy gaan nie weer iets hierna doen nie, sal gaan oor die verkrachting en die molestering van hierdie vrouens en kinders deur hierdie Britse soldate met hulle swart handlangers, wat vir soveel jare deur hierdie Afrikaners vir ons weggesteek was. En net om terug te keer, hier waar dit so rustig is by hierdie kerkhof hier op Sint Helena, het hierdie boere besluit, hulle gaan veg. Die Britte het nogal gesê, ja, ag nee wat, hier in 1900, by Desember maand is ons klaar met die oorlog. En
Ek dink nie hulle besef wat se geharde mense 'n boer is nie. En die boere het vir hulle 'n pak gegee wat hulle nooit sou vergeet het nie. Nou, ongelukkig is dit so dat so baie van ons boerevolk uitgesterf het in die konsentrasiekampe en op hierdie vergete eiland hier in die Atlantiese Oseaan. Daar word gereken dat as hierdie mense nie uitgesterf het nie, die geslagte daarna sou ons ongeveer nou 30 miljoen blankes in Suid-Afrika gewees het. Sou mos 'n hele ander prentjie gewees het nou in Suid-Afrika as dit die geval was. Maar jy moet mooi luister na wat ek hier nou gaan sê. Hierdie boere het gaan veg op kommando. In winter en in weer, in sonskyn en in hitte, in koue en maak nie saak wat het gebeur nie. Met die dokumentêr wat ons verfilm het, daar in die Stormberge, oor die rebelle van die Stormberge, het die boere een nag in daai bittere koue gaan slaap en die volgende oggend toe hulle opstaan, is daar 14 van hulle perde wat doodverklein was. Die geloof in God wat hulle gehad het, was bo verwagting in hulle harte gegraveer gewees. En daar het 'n tydperk gekom, 31 Mei 1902, nadat die boereverraaier Jan Smuts vir die boere geveg het, maar toe ook gaan konkel het agter die boere om vrede te maak met die Britte. Maar dit is 'n ongelooflike verhaal. Na ek daai inleiding verfilm het by die plaasie waar fees van die ongenooides verfilm was, toe begin ek soek. Maar hoe is dit moontlik dat ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor het as ons so goed begin het daarmee? Want die Britte skryf van The Black Week, toe so baie van hulle daar by Spioenkop doodgeskiet is en nog 'n hele paar ander plekke. En ek ry Clarence toe daar in die Vrystaat, daai baie mooi dorpie, en daar's 'n plekkie met die naam van Surrender Hill. Met die boeke wat ek lees, begin ek, en ek het nou onlangs 'n boek ook gelees, en dit is so duidelik in hierdie boek, van twee boereverraaiers, naamlik kommandant Martinus Prinsloo, en hy het 'n pel gehad, 'n prokureur met die naam van Fanny Filonel, en hulle het daar, in daai omgewing, hulle noem dit die brandwaterkom, gesit met so amper 4.500 boere ook. En weer eens het hulle gaan konkel agter hierdie kommando se rug met die Britte om oor te gee. En so was dit. So het hulle daar oorgegee. En jy weet, 122 jaar later, as jy vandag na Surrender Hill toe ry in Clarence, sal jy sulke 3 groot kaal kolle daar kry. Want daar het die Britte gegaan, hulle het die beste gewere by daai boere afgeneem, hulle het die beste perde gevat. En van Surrender Hill af, moes daai boere 14 myl per dag geloop het, van hulle wat hier is, die wat in hierdie kamp was, 14 myl per dag. Baie van hulle was gewond gewees, wat dit nie verder kon gemaak het, die wat langs die pad gesterf het, wat in daai vlaktes vanaf Surrender Hill tot by Tennyson, daar in die veld begrawe is. Hierdie land is gekoop met baie boerebloed. En so, nie net op St. Helena nie, maar ook op Bermuda en Ceylon en Indië, word ons mense, boere volksgenote wat wou gaan veg het vir hulle vryheid van hulle land, verban.
Ons het gister daar gesit, ek en Mani. Ek kan nie vir jou sê wat gaan deur 'n mens se gemoed. Die wind waai verskriklik daarso. Daar's sulke windmelens daar opgesit. Geskiedenisboeke skryf wat daai manne moes deurgemaak het. Ek kan nou vir julle sê nee, ek kan hierdie grasie wegtrek. Dit is papnat. Ons het met 'n inwoner gepraat toe ek en Mani nou hierdie staptog gedoen het van Jamestown af, van die hawe af, daarna Deadwood kamp toe. Ek noem dit die Transvaalse kamp. Toe sê hy, deel van sy werk is om plekke soos die weer mooi netjies te hou. Hy sê hulle moes eens op 'n tyd hiernatoe gekom het, want as gevolg van hierdie sloop wat hier is, hy's omtrent 45 grade. Nee, is dit heeltyd nat en die grond sak en daar het van hierdie beendere van hierdie boere, volksgenote wat hier lê, al begin uitkom. En so het hulle met jare hierdie klein rame en goed hier omgebou om bietjie te keer dat dit nie heeltemal wegsak nie. Ek sal vir julle 'n foto wys. Mag dit wat ek vir u sê vandag en vir u vertel, u dit te harte neem. En op hierdie eiland was daar 6600 boere kruisgevangenes gewees. Die wat by Clarence in die Vrystaat oorgegee het, was per skip van Simonstad af hiernatoe gebring. Dit wat hulle daar geskryf het, was hel gewees. Hulle was aangehou in die buik van daai skepe. Dit was besmet met vlooie en enige dergelike ding. Daar was perde en beeste saam met hulle daar aangehou. Jy kon nie gelewe het met die stank wat daar was nie. 'n moderne skip vandag van Kaapstad af hiernatoe vat 5 dae. Daai was stoombote gewees. Hulle het seker 2 weke gevat om hier uit te kom. En dan moes hulle nog geloop het. Van Jamestown af, ek en Mani het seker omtrent 13 kilometers geloop, want ons het die pad gebruik wat die boere gebruik het. Seker nou nie so ver nie, ek dink seker maar kom ons maak dit 9 kilometer. 'n Deel van ons tog was 'n verskriklike klim daar oor 'n berg, want hulle het dit genoem die boerepad. Ons het daar oor geklim, ons was vodde toe ons aan die ander kant uitkom, vol. Arme Mani het daar van 'n rots, van 'n kraans afgeval. En onthou hierdie gedeelte, die eiland het ontstaan as gevolg van vulkaniese ontploffings en goed. So alles is daar's nie oralste klippe nie, dis grond en goed wat daar lê, maar ons het dit gemaak net om te voel wat het hulle opgeoffer vir hulle vryheid. En toe het saam met hierdie 6000 nog boere seentjies onder die ouderdom van 15 jaar saam met hierdie boere by hierdie eiland aangekom. As 'n mens praat van barbarisme, nee, ek dink dan staan die Britte aan die voortou